voor U. Here, en dan weet ons is in diep afhanklikheid van U. Afhanklikheid vir U Heilige Gees om ons te kom verander, om ons ore te kan oopmaak, om ons te maak hoor dit wat ons dalk nog hard voor is om te aanvaar. Here, mag vanoggend 'n ingryp oomblik in ons elkeen se lewe wees. Mag die Heilige Gees op daai donker hoekie in my siel druk wat ek nog nie bereid is om na te kyk nie. Mag ek daarna kyk. Mag ons dit sien. Mag ons dit voel in ons wese en mag dit deur U Heilige Gees krag verander. Om ook daai area meer aanneemlik te maak vir U. 'n Getuienis van U koninkryk hier op aarde. Mag dit vanoggend vir ons 'n werklikheid wees. Here, mag elke woord wat oor my lippe kom vir U aanneemlik wees. En mag elke gedagte en elkeen se hart hier teenwoordig vir U aanneemlik wees. Mag ons hierdie kosbare oomblikke saam met U eer, respekteer, gebruik om te verander soos kinders van U. In Jesus naam, amen. Dankie Fanny. So julle sal sien, daar's nie vanoggend een spesifieke teks nie, want daar is meer as een teks. Daar's so 4 tekste wat ons uit gaan werk vanoggend, maar dit gaan so opkom. Vanoggend gaan so 'n bietjie oor skermtyd ons woestyn. Julle sal onthou dat ons besig is met dag 41. Dag 41 is die dag van hoop, maar voor ons by die hoop kan uitkom, praat ons so 'n bietjie oor waar beleef ons woestyntydperke in ons lewe. In hierdie kwartaal kyk ons na die woestyntydperke van ons as gesin. En dan nou vanoggend spesifiek dit waarmee ons as gesin sukkel, wat skermtyd is. So sê ons vir mekaar elke Sondag, deel van Antieke Wêreld Kerk is daar in die bovertrek, het hulle saam gesit en praat en gesels. Want wanneer ons mekaar praat, skep ons hoop in mekaar, deel ons idees en so groei ons uiteindelik in verhouding met God en met mekaar. Daarom begin ons met 'n gespreksvraag en dan sluit ons ook af met een, om so 'n bietjie te reflekteer op dit wat ons gehoor het. So vanoggend se vraag is baie eenvoudig. Ek wil hê jy met die persoon langs jou bespreek skermtyd, vraagteken. Wat ook al opkom, dis wat jy bespreek. Skermtyd. Spreek gou met iemand langs jou.
So ek hou van die reaksie wat dit gelok het, as julle nou hierbo gestaan het waar ek was, die oomblik toe ek sê skermtyd, toe kon ek dit op julle van julle gesiggies sien, en ander het sommer so vir die selfoon gewys. So dit was nogal lekker om te beleef hoe julle dit beleef, nog voordat daar eers enige woorde oor julle lippe gekom het. Maar nou goed. So, ons is geneig om baie dikwels met die dinge in die lewe wat moeilik is, te stoei, en dan probeer ons daai goeie so 'n bietjie weghou van ons lywe af. Ons hoor dit partykeer in party van die gelowe, en ek gaan nie spesifiek sê wat 'n gelowe nie, maar partykeer dan van die gelowe wat die moeilike goeders weghou is dan, jy mag nie 'n selfoon gebruik nie, of jy mag nie 'n TV gebruik nie, of jy mag nie dit doen nie, of jy mag nie dit doen nie, want dis moeilike goeders. So is ons ook geneig om dit so 'n bietjie weg te skuif en ons probeer weerhou. Maar ons moet vanoggend vir mekaar sê, in steede van om alles te probeer weghou van jou lyf af, is dit nie gesonder om eerder te sê, kom ons kyk hoe ek dit beter kan aanwend nie. Want een van hierdie goeders wat ons dan moet kyk, is dan spesifiek skermtyd. En skermtyd, daai woord is uiteindelik die totale tyd wat jy spandeer aan interaksie met, of om na iets te kyk wat 'n elektroniese skerm is. Het sy dit 'n slimfoon is, 'n tablet is, die televisie is, videospeletjies, rekenaarspeletjies, so vir die kinders wat gedink het, ek's veilig, jy is nie veilig nie, as jy videospeletjies speel of 'n rekenaarspeletjie, dan is dit skermtyd. So, en skermtyd verwys gewoonlik dan na hierdie passiewe, sittende vermaak, eerder as wanneer jy dit gebruik vir jou werk. So hierdie praat nie van aktief besig met jou werk, of selfs vir opvoedkundige redes skermtyd nie. Hierdie is wanneer jy passief besig is met skermtyd. En dan kom die klomp slim sielkundiges en hulle het 'n klomp navorsing gedoen, dan sê hulle dat hierdie skermtyd ons lewenskwaliteit uiteindelik beïnvloed. Nou, hoe beïnvloed dit my lewenskwaliteit? Eerstens sê hulle, maar dit beïnvloed jou lyf. So dit veroorsaak langtermyn skermtyd, fisiese liggaamspyne, oogspanning, hoofpyn, nek of rugpyn. En dan sê hulle in kinders, wanneer kinders gewoonlik baie tyd, skermtyd spandeer, ontwikkel hulle fyn motoriese vaardighede nie 100% nie, omdat hulle nie meer fisies speel nie. Die ander manier is jou kop. Dit beïnvloed jou kop, want dit verswak jou konsentrasie, dit verswak jou geheue en die vermoë om uiteindelik te kan probleme oplos. Hulle sê dit beïnvloed ook jou slaap en jou gevoel. So daardie blou lig van die skerm beïnvloed jou slaap deur nie die hormoon van melatonien te onderdruk. En dit word ook direk gekoppel aan hoër vlakke van angs en depressie. Veral as jy jou dag begin met jou selfoon. Die ander ding wat hy beïnvloed is jou mense. Skerms bou mure tussen mense, wat uiteindelik kan lei in erge gevalle tot sosiale isolasie. So ons bou nie meer ons verhoudings met mekaar nie, ons is dikwels eerder, wanneer ons saam met ons vriende is of ons familie is, kyk ek na die skerm, eerder as om aan die emosionele verbintenis te werk. So dit het 'n invloed ook op my menseverhoudinge. En ek gaan nou nie vanoggend hier vir jou staan en vir jou sê, jy moet asseblief die selfoon ver weg bære nie. Dit is nie geskik om vir mekaar te sê, verwyder die foon, verwyder die skermtyd nie, want ons staan in 'n wêreld waar dit is hoe ons wêreld funksioneer. Die idee is nie om dit te doen nie, die idee is eerder om vir mekaar te sê, ons moet 'n gesonde balans vind. En ja, alhoewel die Bybel jare gelede geskryf is in die antieke wêreld, gee hy tog steeds goeie riglyne, wat steeds van toepassing is vir ons vandag, en wat my en jou kan help om hierdie kopseer so bietjie te oorkom, en om te kan gaan kyk na hierdie wêreld met al sy dinge, en hoe ek dit eerder kan gesond aanpak, deur die riglyne van die Bybel te volg. So ons gaan vanoggend so 'n bietjie stil staan by 4 tekste, om daardie riglyne toe te kan pas, ook met ons skermtyd. So daar is so 4 maniere.
Die eerste is deur selfbeheersing as 'n geestelike krag en ek gaan vanoggend die tekste almal lees uit die boodskapvertaling, want dit is alles bekende tekste. So baie dikwels as dit 'n bekende teks is en ons bly die 83 vertaling lees, dan mis ek dalk iets. Maar as ons die boodskapvertaling lees, dan is daar ook iets nuuts wat ek raak sien. So vanoggend al die tekste uit die boodskapvertaling. Ons begin met 1 Korintiërs 9 vers 25 tot 27. As iemand 'n resies wil wen, oefen hy eers hard. Met 'n gewone resies is die prys vir die wenners klein, maar in die resies van hierdie lewe is die prys vir die wenner baie groot en dit hou vir altyd. Daarom haal ek alles uit en speel die spel van hierdie lewe so goed ek kan om te wen. Ek doen wat nodig is, al vra dit wat ook al van my. Dan vertel ek nie vir ander wat om te doen nie, maar sak self in die wedloop van die lewe uit nie. So, ons gaan dit doen soos atlete. Atlete dissiplineer hulle self in alles, en Paulus kom hier en hy beklemtoon dat Christene uiteindelik dieselfde moet lyk. Hulle moet ook so gedissiplineerd wees. Sy metafoor leer ons uiteindelik om ons aandag en ons tyd reg te kan bestuur. So Paulus het so 18 maande daar in Korinthe spandeer en heel moontlik het hy die Ismetiese spele aanskou. Dit is dan nou die antieke Griekse atletiekwedstryde wat so 2 keer 'n jaar plaasvind. En hy het heel moontlik gesien, daarom kom hy en hy gebruik hierdie metafoor hier by die Korintiese gehoor. En dan praat Paulus met 'n gemeente wat geglo het dat hulle besig is om die regte spirituele lewe te lei. Hulle glo hulle is op die regte pad. Dan kom hy hier en vertel hy vir hulle hierdie metafoor en dan sê hy vir hulle, maar hoe moet hulle eintlik gefokus bly? En hoe moet hulle eintlik aanhoudend bly hardloop en vorentoe beweeg? Hy sê eintlik vir hulle, julle het dit nog nie perfek reg gekry nie. Bly konstant daarop fokus, sodat julle dit kan reg doen. So Christene, ek en jy, moet aanhou om dissipline te oefen. Ons moet doelgerig en met 'n duidelike rigting vorentoe beweeg, om uiteindelik 'n ewige kroon te behaal. Dit wat ek hier op aarde kry, is nie die belangrike nie. Dis die ewigheid wat die belangrike is. Paulus sê, ons moet doelgerigte fokus hê, eerder as 'n klomp doellose pogings. Net soos atlete wat hierdie streng opleidingsregimes het, moet ons as Christene doelbewuste dissipline toepas. Moet ons kies om dit te doen, alles wat ons aandag trek. So hierdie eindelose geblaai deur sosiale media, op YouTube video, op TikTok video, dit lewer uiteindelik niks op nie. Niks blywend in elk geval nie. Terwyl gedissiplineerde aandag ewigheidswaarde het. Vers 27 sê so mooi, ek doen wat nodig is, al vra dit wat ook al van my. Ek doen wat nodig is, al vra dit wat ook al van my. Stop, besluit en doen. Eenvoudig. So stel 'n vaste foon af in die aand. Met ander woorde sê, 8 uur is die foon af, hy's weg. Dan is dit my tyd, my gesin. Dan is dit my tyd om Bybel te lees, of is my tyd om te bid. Of dit is net my tyd. Gebruik jou foon, hierdie slimfoon het almal oulike screen time, digital well-being op. Gebruik hy foon en stel 'n maksimum op sosiale media van 30 tot 60 minute per dag. Blok alle apps wat jou tyd steel. Skep 'n foonkassie dalk in jou huis, of 'n mandjie waarin al die fone geplaas word, vir alles 'n tyd is om te eet, of as daar gaste kom, of wanneer jy gaan slaap. En dan vervang een digitale gewoonte met 'n geestelike gewoonte. So elke keer as jy so outomaties na jou foon gryp, bid dalk eers 'n kort gebed. Lees 'n stuk uit die Bybel uit, 'n papierbybel verkieslik. Net om daai reaksie weg te kom van.
Die tweede een is tyd as heilige rentmeesterskap. En ons lees daar uit Efesiërs 5, vers 15 tot 17. Wees baie versigtig hoe julle leef. Leef soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag, en nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Moenie jou tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. Moenie julle lewens mors deur sonder 'n doel te leef nie, maar maak seker hoe die Here wil hê julle moet leef. So die Bybel kom en hy herinner ons gedurig daaraan dat ons dae beperk en waardevol is. Ons moet elke dag dis aanwend asof dit ons laaste dag hier op aarde is. Ons moet heeltyd besig wees om te reflekteer op hoe ons leef. Die vraag is, doen ek dit met wysheid of sonder wysheid? Is dit wat ek doen deur wysheid of sonder wysheid? Paulus kom hier en dan gee hy vir hulle 'n oorlewingswysheid vir 'n vervolgde minderheid, mense wat vervolg word en in die minderheid is. In die teks kom ook en dan kontrasteer hy so 'n bietjie daardie dwaasheid teenoor wysheid. Nou moet ons mekaar sê, wysheid is die toepassing van kennis. So net om te weet is nie genoeg nie, jy moet doen dit wat jy weet, dan is jy besig om wys op te tree. En Paulus weer eens kom en veronderstel dat elke Christen, ek en jy, wyse mense is. Hy sê, elke Christen is mense wat dan nou behoort te kan prakties toepas dit wat hulle weet. Vers 16, moenie jou tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. Elke een van ons mense hier op aarde het dieselfde hoeveelheid tyd. Niemand kan tyd gaan staan en rek, en niemand kan tyd oorkry nie. Maar wyse mense weet om die beste te doen met hulle tyd. Maak seker hoe die Here wil hê julle moet leef. Hierdie vers vereis dat ons doelbewus sal kyk na dit wat ons aandag trek. Hierdie vers vereis dat ek gaan kyk, waarmee is ek besig met my tyd, elke dag. Wysheid beteken om te kan erken dat tyd, of ons tyd spandeer deur doelloos rond te blaai op 'n skerm, en of ons tyd betekenisvol inrig, vorm dit deel van ons geestelike vorming. Albei daardie, wysheid sê, dat ek weet dat dit vorm deel van my geestelike vorming. Gelowiges moet liewer die teenoorgestelde volg, as wat die wêreld as goed en reg bemark. Tyd is kosbaar en ons moet wys wees oor ons daarmee te werk gaan. Ons moet besluite maak om ons tyd beter mee te werk te gaan. So doen 'n tyd-audit-sessie. Soos mense wat boekhou, gaan hou boek oor jou tyd. Kyk vir 1 week hoeveel tyd jy op elke app spandeer. En ons foon is baie oulik. Daaronder digital well-being, jy kan daar kyk. En as jy nie weet waar om te kry nie, dan vra jy. Maar gaan kyk hoeveel tyd jy op elke app spandeer. Skryf dit neer en dan vra jy vir jouself, lyk hierdie soos iemand wat Efesiërs 5 ernstig opneem? Stel dalk geen skermzones. So geen fone by die etenstafel, geen fone by die kamer, slaapkamer, veral langs die bed, veral vir kinders en tieners. Vervang dalk doellose skermtyd met iets anders. Vir 30 minute lees 'n goeie boek. Of gaan speel 'n bordspeletjie saam met jou gesin. Gebruik skerms doelbewus. As jy jou foon optel, vra vir jouself af,
Hoekom nou? Tel ek hierdie foon op want ek soek inligting? Tel ek hierdie foon op want ek wil kontak maak met iemand? Of tel ek hierdie foon op want ek wil myself vermaak? Of tel ek hom op want ek probeer ontvlug van my situasie of my omstandighede? Die derde ding is beskerm jou gees en die invloede. En daar lees ons die bekende teks van Romeine 2 vers 2. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Die frase in die wêreld, maar nie van die wêreld nie, het kom oorspronklik daar uit Jesus se woorde in Johannes 17. En hier kom die apostel Paulus en hy verduidelik hierdie konsepie vir ons in Romeine 12 vers 2. En dan sê hy vir gelowiges dat hulle nie aan hierdie wêreld gelykvormig moet word nie, maar deur die vernuwing van hulle denke moet hulle bly verander. So Romeine 2 vers 2 sê eintlik vir jou en vir my, moenie aan hierdie tyd gevorm word nie, maar word verander volgens die tyd wat nog kom. So moenie aan hierdie tyd gevorm word nie, word verander volgens die tyd wat nog kom, die ewigheid, die koninkryk. Die tyd wat kom is die ewigheid saam met die Here. Wat belangrik is vir ons om hier te onthou is transformasie vind nie plaas as gevolg van my pogings nie. Hierdie verandering vind plaas deur die krag van die Heilige Gees. Met ander woorde, ek gee die Heilige Gees toestemming en spasie om my van binne af te kom verander, om my te help om anders te dink as wat die wêreld dink, en om okay te wees om anders te dink, al hou die wêreld nie van wat ek dink nie en doen nie. Ek voel nie uit nie, want ek het 'n sterk standpunt oor skermtyd nie, nee. Ek voel versekerd, want ek het 'n sterk standpunt oor skermtyd. En ek beoefen ook my standpunt. En dis die verskil wanneer die Heilige Gees die verandering aanbring. Dis nie ek wat dit maar net doen nie, dis die Heilige Gees wat my verander om okay te wees vir my sterk standpunt en anders te wees as die wêreld om my. Paulus identifiseer hier twee mededingende magte wat die menslike bewussyn aktief vorm. Aan die een kant die wêreldstelsel wat heeltyd deur passief werk tot konformiteit vir my om te verander en soos die wêreld te lyk. En dan aan die ander kant God wat aan die werk is deur gees bemagtigende vernuwing. Digitale algoritmes funksioneer presies soos wat Paulus sê en soos wat hy hierdie wêreld beskryf. Dit vorm hierdie niks vermoedende gebruikers deur konstante insette en hervorming van persepsies en begeertes. Met ander woorde, dit wat jy na soek, jy kry al meer en meer daarvan en stelselmatig verander dit jou om anders te dink, om meer en meer te wil hê. Paulus se roep vereis dat ons as gelowiges hierdie stryd begin herken en aktief toelaat dat God se Gees ons gedagtes kom vernuwe. Wat ons uiteindelik in staat sal stel om God se wil te kan onderskei, eerder as om deur hierdie era se waardes geabsorbeer te word. Met ander woorde, laat die Gees in jou werk. Reël dalk vir jouself 'n digitale dieet. So unsubscribe alles wat hier by jou jaloesie veroorsaak, vrees, haat, of 'n vergelyking voed, of jou geestelik afgestomp laat. Ek onthou, ons het 10 jaar terug Facebook ge-unsubscribe. Want in my maak dit hierdie gevoel van nou word ek vergelyk en ek dink heeltyd ek's nie goed genoeg nie. Unsubscribe. Dit wat negatiewe emosies uit jou uitlok, wat jou laat sleg voel oor wie jy is as mens.
Volg dalk 'n bietjie meer Bybeltoepassings. Dalk 'n bietjie meer geestelike potsendings. Opbouende inhoud. Inhoud wat jou kan leer om emosioneel gesond te word. Om 'n gebalanseerde lewe te lei. Bestuur jou algoritme. Soek en kyk doelbewus na goeie opbouende inhoud. Jou algoritme leer wat jy van hou en wat jy wil hê. Hoe meer jy soek, hoe meer gaan jy dieselfde tipe inhoud uitkry. Maak plek vir stilte. Loop iewers rond sonder jou oorfone. Maak tyd deur jou dag om bewus te raak van die Here, sonder die skerms wat naby is. Leer jouself en jou kinders om die volgende refleksievrae te vra. Hoe maak hierdie app jou voel oor jouself? Hoe maak hierdie video jou voel oor jouself? Wys hierdie reeks waarmee jy besig is vir jou iets wat God se hart weerspieël? Of iets wat die wêreld normaal probeer maak in jou lewe? Die praktiese keuses is as jy 'n fliek of 'n reeks of content begin kyk wat jou ongemaklik raak en jou gewete begin pla, los dit. Want dit is Romeine 12 vers 2 in aksie. Dan die laaste een is om te kan teen versoeking staan deur 'n goddelike ondersteuning. En daar lees ons uit 1 Korintiërs 10 vers 13. Die versoekings wat oor julle kom, is dieselfde as wat enige ander mens teekom. God sal julle nie in die steek laat nie, maar doen wat hy gesê het. Hy het mos gesê dat hy nie dinge met jou sal laat gebeur, wat jou as Christen van balans af sal gooi nie. As er dan dinge gebeur wat jou van God se pad wil afkry, sal God jou help om die regte besluit te neem en jou dan die krag gee om te doen wat jy besluit het. Versoeking gebeur met ons almal, maar die Here gee vir ons elkeen 'n manier om dit te kan weerstaan. So skermverslawing kan uiteindelik ook oorwin word. Die Korintiese kerk het hier so 'n bietjie druk ervaar omdat hulle aan die afgodsvleis wou deelneem. En Paulus het hulle kom berisp oor hulle houding teen hierdie versoeking. Hy sê vir hulle, julle tree op asof julle niks kan doen nie, en asof hierdie sosiale en politiese druk julle dwing om deel te neem aan hierdie goed. Dan herinner hy hulle, dan sê hy vir hulle, die Here is getrou, en hy sal altyd vir julle uitweg gee om 'n versoeking te kan weerstaan. God laat nie toe dat sy mense bo hulle vermoë versoek word nie. Die pad van ontsnapping is altyd daar in die getrouheid van God. Maar ons moet daarvan gebruik maak. Ons moet daarvan gebruik maak deur van die versoeking te gaan vlug. Ons moet kies om anders op te tree. Ons moet kies om weg te vlug van daardie verslawende effek. So skermverslawing kan eintlik baie soos hierdie afgoderry wees waarmee Paulus hulle waarsku. Dis iets wat so half algemeen in die samelewing geword het, dat baie van ons dit begin as normaal aanvaar. Ek moet my foon kyk voor ek gaan slaap, dis normaal. Ek moet in 'n geselskap sit en ek moet net gou dit kyk. Ek moet net vinnig dit uitvind. Ek meen, nou gaan dit nie meer daar wees nie. Nou, dit is vir ons al iets wat as normaal is. En daar's baie druk vir ons om daarmee saam te gaan. Daar's baie druk om nie daarteen te staan nie en net saam met dit te beweeg. Maar hierdie vers kom en herinner ons dat geen verslawing te sterk is om te oorwin nie. God is getrou en hy sal nie toelaat dat ons versoek word op 'n manier wat ons dit nie kan hanteer nie. Jy kan dit hanteer. En hy kom en hy gee ook altyd 'n uitweg vir die wat bereid is om hulp te soek en die wat bereid is om ander keuses te gaan maak. Vir hulle gee God altyd 'n uitweg. Daarom hoef niemand van ons magteloos te voel teenoor hierdie skermverslawing nie. Of dalk herken jy nog nie 'n skermverslawing nie, teenoor skermtyd.
God gee krag en hy skep geleenthede waar ons tyd kry om dit te kan weerstaan. So weerstaan in die versoeking. Hoe? Identifiseer jou versoekingstye. Kyk 'n bietjie, wanneer wil jy daai foon nader trek? Is dit dalk laat in die aand? Is dit dalk wanneer jy eensaam voel? Is dit wanneer jy angstig is? Of is dit daar wanneer jy in rye wag of tussen vergaderings gou-gou tydjie het? Gaan kyk wanneer is dit. En dan maak jy vooraf 'n plan. As ek so voel of as hierdie geleentheid gebeur, dan gaan ek eerder dit doen. Lees dalk eerder 'n Bybel-app in steede van om die skerm te gryp om 'n video te kyk. Dan stel beskermings in plek. Verwyder daai apps wat jou laat struikel. Stel wagwoorde of filters op sekere webwerwe of vra vir iemand dat hulle jou verantwoordbaar hou vir dit wat jy doen op jou foon. As jy kinders het, kry Family Link, dit werk soos 'n bom. Dan stel jy vir hulle dit op. En dan help jy hulle. Gebruik ook fisiese ontsnapping. Los jou foon dalk in 'n kamer wanneer jy wil studeer of iets wil lees of met iemand 'n gesprek wil voer. As jy voel jy kan nie ophou scroll nie, staan letterlik op en loop weg. Laat jou liggaam wegkom van hierdie af. En dan natuurlik kan jy antwoord deur gebed. As jy voel jy moet nou lees of jou skerm nader trek, doen dalk gou 'n kort gebed. Kyk of jy steeds so voel na die gebed. Belangrik is, vervang, moenie net verwyder nie. As jy skermtyd iewers afsny, sit iets in daardie spasie terug. Gaan stap, kry 'n kreatiewe stokperdjie, gaan doen diens aan iemand, gaan was dalk vir jou vrou die skottelgoed of vrou gaan maak dalk vir jou man 'n lekker broodjie of 'n lekker koppie koffie. Kies 'n gesinsaktiwiteit, gaan speel met jou kinders bal buite. So belangrik, vervang, moenie net verwyder nie. Die ander ding is, wanneer ons al hierdie dinge in plek kry, is dit belangrik om vir mekaar te sê, jy gaan eers so 'n bietjie ongemaklik voel. Dit gaan 'n bietjie moeisaam wees. Ek onthou in die week, Diederik sê, praat ek Woensdag aand met jou en ek sê vir jou, ek gaan nou my foon afsit, ek het verlof ingesit, ek gaan vir 2 dae, want ek moet nou dit doen vir my gesondheid. En hier by donderdagmiddag 5:00, kom my meisie daar in die vertrek. Mamma, pa sê, jy moet net vir hom laat weet as jy jou foon afsit. Jy kan dit nie net afsit as jy jou nodig het nie. En toe my man by die huis kom, toe sê ek vir hom, jy weet ek het gisteraand vir jou gesê, ek gaan hom nou afsit. Ek het langs jou gesit en hom afgesit. En ek besef toe in daai oomblik wat gebeur, en dit gebeur met ons as mense. As jy 'n boodskap stuur en iemand antwoord hom nie nou nie, dan is die eerste ding waartoe jy gaan, en dit het met hom gebeur, is daai persoon kwaad vir my? Het daai persoon nou eintlik nie met my wil praat nie? Is daai persoon, is ons nou okay? Is ons verhouding okay? En al daai energie wat dit opneem, in steede van, daai persoon het dalk net iets anders in die gang. Daar's iets anders wat in daai persoon se lewe gebeur. So, wanneer ek hierdie dinge in plek sit, is dit in die begin moeisaam en is moeilik. En ja, daar is tye soos daai, wat jou man of vrou dalk by die huis gaan kom en vir jou sê, of jou vriende, ignoreer jy my nou? Nee, ek doen nie eintlik nie, ek probeer net vir my 'n gesonde ruimte skep. So dis moeilik. Maar uiteindelik, as jy dit kan regkry, dan word dit soos 'n tweede natuur, en dan gebeur daar iets binne jou wat gesonder word. En daar's spasie en ruimte vir die Here om met jou te werk. En daar's 'n plek waar jy gaan rustig word binne jouself. So, kies eerder lewende verbintenis bo sosiale media gesprekke. Iemand wat voor jou sit met wie jy kan praat, bo iemand wat jy op 'n sosiale media kan comment op hulle video en sê hoe great hulle videoetjie lyk. Wees teenwoordig eerder as om doelloos deur jou foon te blaai.
Kies goddelike lewe, bo wêreldse aanvaarding en norm. Goddelike lewe sê, my kind, ek wil hê jy moet gesond wees. Ek wil hê jy moet goed voel oor wie jy is, want ek het jou geskep en ek is lief vir jou. En elke moment op daai skerm steel iets van hoe jy voel oor jouself. So die gespreksvraag waarmee ons eindig vanoggend is, wat is die eerste praktiese stap wat jy kan neem om skermtyd gesonder te gebruik? Net een. Daar's soveel voorbeelde gewees, net een. En miskien aan watter teksvers gaan jy omkoppel, watter teksvers gaan jou anker, om aan vas te hou om jou te herinner, ek doen hierdie vir my, om gesonder te wees. Praat gou 'n bietjie daar met die persoon weer langs jou. Here, dankie dat ons vanoggend kon hoor dat om Christen te wees beteken om aktief besig te wees om keuses te maak tot 'n gesonder lewe. 'n Lewe met perke, 'n lewe wat my gesondheid bevorder. Here, en ons moet vanoggend bely dat ons baie dikwels Christendom vat as hierdie rotine van as ek Sondag kerk toe kom en as ek daarom iewers in die week Bybel lees en bid, dan is ek okay met U. Maar Vader, vanoggend hoor ons dat dit meer as dit is, dat dit hierdie aktiewe besluit elke dag is om iets te doen om gesonder koninkrykswaardes uit te leef. En Vader, daarom is my gebed vanoggend dat elkeen van ons iets kan saam met ons vat en iets gaan verander. Een klein dingetjie verander om rustiger te word, om by U uit te kom. Want Here, in die stilte is U ook teenwoordig. U is alomteenwoordig altyd by ons, maar partykeer as ons besig raak met ons wêreld of die dinge om ons, dan mis ons U teenwoordigheid by ons en ons is nie, voel dit nie aan nie. Maar die ander goed trek ons aandag. En mag ons van vanoggend af vorentoe hard werk daaraan
om hierdie versoekings te weerstaan, om tyd te skep, waar ek my liggaam tot stilte kan dwing, om bewus te word van U hier by my. Mag ons atlete wees, wat vir U trots maak, atlete wat werk daaraan, om gedissiplineerd te leef, met een einddoel, daardie kroon in die ewigheid as kroon vir elkeen van ons. U teenwoordigheid, U fisiese teenwoordigheid, Here. Dankie dat ons ook kan hoor, ons hoef nie alles wat in die wêreld is, verder van ons lywe af weg te sit nie. Ons hoef net gesond daarmee saam te leef, en U as die middelpunt te gebruik, eerder as die wêreld. Dankie vir die wysheid, en mag hierdie insig, en mag hierdie insig, hierdie kennis oorgaan na wysheid toe, waar ons doen wat ons leer, sonder ophou, sonder moeg word, want U Heilige Gees gee vir ons krag, en die vermoë om dit te kan doen. Dankie, Here. Amen.